Goeienaand en welkom by ons laaste een vir die gehoor, tweede laaste een van die reeks Eindtyd Onthullings, waarheid onthul, leuns ontmasker. Gisteraand het Ewen vir ons baie mooi die wet verduidelik en daar is verskeie wette wat in die Bybel gevind is en hy het hulle baie mooi deurgegaan en vir ons die konteks daarvan verduidelik. As jy daarop uitgemis het, onthou jy kan teruggaan op die pot gooi wat later beskikbaar sal wees of op YouTube en weer luister na die aanbieding en ja neem diep waarhede wat daarin bespreek is. Vanaand gaan ons gesels oor die siel van God, 'n studie oor die Sabbat. En die goeie nuus is, die boekie is beskikbaar. Hy het nou onlangs uitgekom en Ewen gaan vanaand met ons gedagtes uit die boekie uitdeel. Vir die wat hier is in die gehoor, vanaand is die uitgaan, onthou om jou boekie te neem. Vir die wat aanlyn luister, gaan na learnprophecy.com en daar kan jy jou boekie bestel en dan dit ontvang sodra dit deur die pos kom en dan weer saam met die studie deurwerk. Maar vir nou, kom ons verwelkom Ewen op die verhoog. Goeienaand. Naand Ewen. Gaan het goed? Gaan goed, dankie. Daar is hy. Was 'n bietjie van 'n gejaag om alles in plek te kry, maar ons is daar maar hier. Daar is hy. So 'n bietjie hiccups gehad, maar weet jy wat? Dan weet ek ten minste ons is op die regte plek. Dis korrek. Nou Ewen, jy het gisteraand met ons gesels oor die wet. Daar was nog so 'n paar interessante gedagtes wat daar deurgekom het. Die eerste vraag wat ons gekry het is, hoe pas geregtigheid, liefde en genade in God se wet alles saam? Goed, die wet soos wat Christus dit toegepas het, wys die karakter van God. Dit wys sy genade, maar ook sy reëls. Nou, wanneer 'n gelowige hom aanvaar het, dan is daar genade vir die gelowige, selfs wanneer die genadige sou struikel. Maar dit is nie 'n lisensie wanneer jy genade ontvang om te kan sondig nie. Maar daar is vergifnis vir wanneer iemand wel struikel en val, dat hulle saam met Christus kan opstaan en weer die pad verder kan stap. Maar daar is geen sprake, en ek kan dit nie genoeg beklemtoon, van verlossing deur onderhouding van die wet nie. Daar's glad nie sprake daarvan nie, nie in die Ou Testament nie, nie in die Nuwe Testament nie, op geen stadium was daar 'n alternatiewe vorm van verlossing as deur Jesus Christus nie. Hy is die enigste weg. In Psalm 1 vers 2 en Psalm 119 vers 97 praat Dawid oor die genot in God se wet. Hoekom sal hy dit so beskryf? Okay. As mens die wet verstaan binne die konteks wat ons in die Nuwe Testament aantref, wat hy praat van, aan hierdie twee hang die hele wet en die profete. Dis nou liefde teenoor God en liefde teenoor jou naaste. Hoe kan 'n mens nie vreugde daarin vind nie? Want wanneer jy die wet onderhou, dan kom jy jou naaste nie te na nie. Jy maak hom nie dood nie, jy vertel nie vir hom 'n leuen nie, wat daai wet ook al is, en ook teenoor God. Jy weet dan jy's in regte stand met God, want jy neem nie 'n ander God voor hom, of prioritiseer 'n ander God bo hom, of dat jy sy naam uitelik gebruik, of enigiets van daai aard nie. Met ander woorde, daar's 'n verlustiging binne in daai wet. Dit is 'n vreugde. Mense sien partykeer die wet as 'n tipe van 'n inkorting of 'n inperking, en jou vryheid word van jou gestroop. Maar dink daaroor, as jy vir iemand volle vryheid gee in alle opsigte, hoe gaan ek seker maak dat my vryheid nie inbraak maak op jou vryheid nie? Daar moet reëls wees wat verseker dat ek vryheid het, maar jy ook vryheid het, maar my vryheid nie jou vryheidsgrense oorskry nie. Goed? So vir daai rede is daai reëlings van die wet is eintlik riglyne wat vir ons mooi veilig hou dat ek nie inbraak maak op jou vryheid nie en jy nie inbraak maak op my vryheid nie. Maar ons weet, ons tree op die regte manier in die karakter van Christus op ook teenoor mekaar. Nou 'n paar oor die gesondheidswette. So die eerste een. Jy het gesê dat daar 'n verskil is tussen die gesondheidswette en die seremoniele wette. Hoe weet ons wat is wat? Is gesondheidswette net oor kos? Okay. In die Bybel word daar spesifieke dieetwette vir ons gegee in terme van wat is rein en wat is onrein kos. Nou, party mense interpreteer sekere verse in die Nuwe Testament as verse wat sê, maar daai wette is ook mee weggedoen. Maar daai wette was nooit tipologies nie.
Dit was nooit 'n tipe van Christus, soos wat byvoorbeeld die funksie van die hoëpriester in die tabernakel of in die tempel 'n tipe was van Christus en Christus vervul dan daai tipe. Hy is dan die antitipe daarvan. Maar wat die gesondheidswette of dan nou spesifiek die eetwette aanbetref, dit is nie dieselfde nie. Daar's geen tipologiese verwysing na Christus. Met ander woorde, daar's geen vervulling in Christus nie. Onthou, daai dinge wat tipologies was van Christus is vervul in sy dood. So, byvoorbeeld die lam wat jy geslag het, is vervul toe Christus dan sterf. Die hoëpriester se bediening byvoorbeeld, dit wys na Christus se bediening ook in die hemelse heiligdom. Maar nou, wat gesondheidswette aanbetref, spesifiek die eetwette, daar is geen tipologiese waarde nie. Want daar is nie 'n ding van, jy weet, hierdie is 'n onrein dier, maar die onrein is nou vervang in die bediening van Christus nie. Vir daai rede kan jy hulle nie saam groepeer en sê maar die gesondheidswette of spesifiek dan die eetwette loop direk saam met die seremoniële wette en het tot 'n einde gekom of is vervul in Christus nie, want hulle was nooit tipologies gewees nie. Nou die volgende twee vrae gaan ek in een plaas. In Handelinge hoofstuk 10 lees ons van die laken wat uit die hemel uitgekom het en toe staan vir Petrus gesê, staan op, slag en eet. Beteken dit dat God nou verklaar het dat alle kosse nou rein is, met die opsig van wat Paulus later skryf in Romeine hoofstuk 14, vers 13 tot 23, met die gedagte wat hy sê, ek weet en is oortuig in die Here Jesus Christus dat niks op sig onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Okay. Ons moet nou hierdie twee verskillende gedeeltes moet ons eintlik apart hanteer. Binne die konteks van wat jy in die Nuwe Testament kry rondom die gesondheidswette, sien jy byvoorbeeld dat dit wanneer dit daar praat van hierdie aspek wat jy nou gelees het uit Romeine uit, dan praat hy spesifiek ook van dit wat God geskape het as voedsel. Nou wat het hy geskape as voedsel? Aanvanklik in die tuin van Eden, net vrugte wat saad dra en neute. Daarna is die groengoed gegee, wat jy kan eet. Goeder soos slaai en spinasie en daai tipe van goed. Later is vleis toegelaat, maar dan kry ons ook baie kort daarna dat daar onderskeid gemaak is in terme van dit wat in die ark toegelaat word, tussen rein en onrein. Nou hoekom moes daar meer rein diere in die ark ingevat word as onrein? Want die oomblik wat hulle uit die ark uitkom en hulle offer, as daar net 2 van rein diere ingegaan het, 'n mannetjie en 'n wyfie, dan kon hulle nooit aanteel nie, dan daai diere uitgesterf. So hulle moes veelvuldig van die rein diere inneem, maar dit het nie nodig gehad om veelvuldig van die onrein in te neem nie. Hoekom nie? Want hulle gaan dit nie eet nie. Hulle gaan dit definitief nie slag en eet nie, dis onrein. Goed, so hoe het hulle geweet wat is onrein? Alhoewel die Bybel nie vir ons die teks daarvan gee, hier is dit vir hulle verduidelik nie, kan ons aanneem net bloot uit die feit dat God vir Noag gesê het, vat soveel van die rein en soveel van die onrein, dat hy moes weet wat is rein en wat is onrein. So rein en onrein begin nie eers in Levitikus 11 nie, dit begin baie lank voor dit, inteendeel voor die vloed alreeds. So ons moet altyd gaan kyk na presies wat is die konteks waarin hy praat, wanneer ons dit in die Nuwe Testament teekom. Wat die diere wat in die laken afgesak het byvoorbeeld aan betref, weer eens gaan lees net die konteks. As jy die hele hoofstuk gaan lees, dan sien jy baie duidelik, het gaan oor Cornelius. Cornelius is 'n heiden. Nou word daar verwag van hom om te gaan bedien onder heidene, maar nog voordat die heidene by hom aankom, gee God vir hom hierdie beeld van 'n laken wat uit die hemel uit neerdal. En nou sê hy vir hom, slag en eet. En hy sê, Here, ek het nog nooit onrein geëet nie. Nou, as onrein aanvaarbaar was om te eet, hoekom sou hy dan nou aanhou om onderskeid te maak tussen rein en onrein? Maar dan, die groot spulpunt daar rondom, hoe het hy self die teks geïnterpreteer? Het hy gesê, nou kan ek eet wat ek wil? Gaan lees net 'n paar verse verder. Dan sê hy, in sy getuienis oor wat gebeur het, hy sê, die Here het vir my gewys dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Dit het niks te doen met diere nie. Die diere was 'n beeld van die verskeie nasies wat die Jode tradisioneel altyd beskou het as, maar hulle is onrein. Ons moenie met hulle te doen hê nie.
So sy eie interpretasie wys vir jou, dit gaan nie oor diere se reinheid of onreinheid nie, dit gaan oor die bediening aan die heidene. Romeine sit ons net terugkom onrein en wat jy eet, as jy nie sien, of as dit nie vir jou onrein is nie, dan is dit nie. Goed, onthou, jy gaan weer eens, wanneer jy 'n sekere tema in die Bybel kry, gaan haal al die verse wat met daai tipe van goeders deel. Waarmee het hulle nog te doen gehad? Daar was vraagstukke rondom of jy iets kan eet wat aan afgode geoffer is of nie. Nou mag jy of mag jy nie. Want in die een gedeelte sê die Bybel vir jou, ons weet dat daai afgode niks is nie. Met ander woorde, jy kan daai eet. Verstaan nie, want dis nie asof jy nou weet daai God aanbid deur dit te eet nie. Maar dan sê hy, wees ook bedag daarop dat as 'n ander persoon wat nie so volwasse is in die geloof soos jy nie, jou sien dit eet, kan dit hom laat struikel. En in daai geval moet dit eerder nie eet nie. So wees bedag ook op die effek wat dit op iemand anders gaan hê. So, die vraag is nou, sê die Bybel dan, jy mag glad nie vleis eet wat aan gode geoffer is nie, want dan kan ons bitter min vleis eintlik wat ons selfs vandag in die supermark koop gaan eet. Hoekom? Want ek meen, dis halal, daar's 'n gebed oor gedoen maar aanvaar jy hulle God net omdat daar 'n gebed oor gedoen is? Natuurlik nie. Ek meen, vandag weet ons, hoef ons self glad nie aan daai aspek te steur nie. Maar as dit iemand anders gaan laat struikel, vermy dit dan eerder. Nou, ons kan nie vir onsself arbitrair besluit wat is rein en onrein nie. Die Bybel sê dit vir ons. Maar vir een persoon kan dit wees dat hulle 'n sekere ding nog steeds gaan beskou as onrein. En hulle gaan sê, maar ek wil nie daai ding eet nie. Laat hulle dan begaan. Maar bly net by die Bybelse voorskrif. Met ander woorde, moenie voorskriftelik wees vir 'n ander persoon nie. Gebruik die Bybel as die fondasie van dit wat jy aanvaar as rein of onrein. Gewonder, Salomo het geskryf en gesê, sy porsie met groente is genoeg nie. Hy was slim gewees. Ja, dit was al die vrae dan gewees vir vanaand. Dankie vir die wat die vrae ingestuur het. Onthou, as jy nog enige vrae het en wil hê ewe moet dit antwoord, stuur dit gerus na die volgende WhatsApp nommer 060 248 1172 060 248 1172. Dit is Adventiste Wêreld Radio Afrikaans se WhatsApp nommer. Ons sal die vraag ontvang en dit vir ewen aanstuur en dan sal ons weer die vraag of die antwoord op die vraag weer terugstuur of gaan na ons webtuiste toe awrafrikaans.org en daar op die tuisbladsy is die opsie waar die vraag dan gestuur kan word. En dis nie waar dit bly nie. As daar genoeg vrae inkom oor 'n sekere onderwerp, dan kan ons vir ewen vra om dit vir ons te doen vir 'n program wat hy reeds doen op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans getiteld Teks in Konteks. Jy wil nie daarop uitmis nie, elke Sondag om 1:00 die middag saai ons dit uit. En ek weet hy is weer besig om te werk aan nog ene wat hierdie komende Sondag gaan uitsaai. Sorry Ewen, baie werk vir jou. Maar ons sien uit na vanaand en onthou, vir die wat weer eens aanlyn luister, die boekie kan bestel word by learnprophecy.com en bestel jou boek of die reeks met boeke en werk daardeur soos wat jy ook luister na die lesings. Maar nou, waarop of wat se seël het jy op jou hart? Kom ons hoor. Dankie Heinrich. Vanaand se tema van die lesing is die seël van God en soos wat julle gehoor het, hy genoem het, dit gaan oor 'n studie van die Sabbat. Nou, die Sabbat is vandag nog steeds 'n redelik kontroversiële ding in die Pinksteromgewing. Baie mense sê, dis glad nie meer nodig om die Sabbat te onderhou nie. Ander sê, nee, maar die Sabbat het verander. Is nie meer op 'n Saterdag nie, is nou op 'n Sondag, ensovoorts. Maar die vraag op die ouende is, wat sê die Bybel daaroor? Nou, wat baie interessant is dat daar baie mense in die geskiedenis is, baie vername name wat eintlik vir jou verstommende inligting gee oor die Sabbat wanneer jy hulle werke begin lees. Een so 'n persoon byvoorbeeld is Martin Luther. As jy Martin Luther se geskrewe werk oor die Sabbat lees en jy kyk na sy praktyk, dan kom die twee glad nie by mekaar uit nie. Hy het absoluut die Sabbat konsep verstaan. Hy was een van die mense wat byvoorbeeld gesê het, daar is geen manier wat as Adam en Eva lank genoeg in die tuin van Eden was, dat daar vir hulle nog 'n Sabbat was, hulle nie Sabbat sou onderhou nie. So hy was een van die mense wat absoluut die Sabbat beskou het as 'n ordonnansie wat gevestig is in die tuin van Eden. Want baie mense sê nee, maar die eerste bevel, die eerste opdrag
om die Sabbat te hou, kom eers baie, baie lank daarna, nadat die Israeliete uit Egipte uit weg is. Maar ons moet onsself afvra, oor die algemeen, wanneer God 'n ding heilig verklaar, is die verwagting daar, dat mense kan optree teenoor daardie ding, of dit nou 'n fisiese artikel is, of wat dit ook al is, net soos wat hulle wil, of is daar nagevolge vir hulle, as hulle nie die heiligheid wat God daaroor verklaar het, ontmoet, deur die manier waarop hulle daarmee deel nie. En uit die aard van die saak, God verklaar die Sabbat heilig alreeds met die 7de dag. En dis die eerste dag wat hulle ervaar. Onthou, hulle is geskape, Adam en Eva, op die 6de dag. So die eerste volle dag wat hulle ervaar, is die Sabbat. En dis geheilig. So het die Here 'n sekere verwagting gehad van hulle? Was daar 'n sekere beskouing gewees dat daar 'n andersheid is rondom hierdie dag? Dis wat ons nou oor gaan besin. Maar nie net is dit van toepassing vir hulle nie. Ons moet gaan kyk wat sê die Bybel in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, en ook reg deur die geskiedenis eintlik tot vandag. Wat is van toepassing en wat is nie? So ons begin met wat genoem word die 3 engele boodskap wat ons lees van in Openbaring hoofstuk 14. Ons begin by hoofstuk 14 vers 6. Hy sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Nou let mooi, hy praat van 'n ewige evangelie, met ander woorde, dis 'n onveranderlike evangelie. Dis een wat reg deur die eeue presies dieselfde gaan wees. Nou, hy gaan verder, hy sê, hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou hierdie is die langste direkte aanhaling uit die Ou Testament. Alhoewel nie verbatim presies dieselfde as die Ou Testament nie, het dit die grootste frase samestelling wat ooreenkom met wat ons in die Ou Testament kry. En ons gaan nou kyk waarna dit verwys. Maar ongetwyfeld, in die bewoording wat jy hier het, waaraan laat dit jou dink? Dit laat jou dink aan God wat die skepper is. Maar ons gaan binnekort sien dat een van die gebooie spesifiek na hierdie aspek ook verwys en feitelik identies dieselfde woorde gebruik. Maar hy gaan dan aan, hy sê, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hom gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Waarna verwys die eerste engel se boodskap? Dit het die taal van die Sabbat, en julle gaan nou sien waarom ek dit noem, dit het die taal van die Sabbat in dit, en dan die derde engelse boodskap wat praat van die merk van die dier. Nou ons het nie die geleentheid in hierdie lesing om te kyk na die merk van die dier nie, maar as enige van u wat hier bywoon, die detail wil hê oor die merk van die dier spesifiek, sal leraar Roland julle kan kontak, julle kan help met daardie spesifieke studie om in detail vir julle te wys hoe die Bybel daai merk van die dier vir jou duidelik wys, onomwonde, bo enige redelike twyfel. Maar vir nou fokus ons op hierdie spesifieke aspek. Hy gaan dan verder, hy sê, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Wat is die unieke eienskappe van hierdie groepering wat mense verwag gaan daar wees in die einde van tyd? 2 aspekte. Hulle die geloof in Jesus bewaar, maar ook die gebooie van God. Wat leer meeste kerke? In gisteraand se studie het ons gesê, meeste kerke sê, weg met die gebooie.
Of daar's 'n nuwe gebod, maar ons het gesien die nuwe gebod is die ou gebod. Daar is nie 'n nuwe gebod nie. Al wat nuut is hoe dit geleef is in Jesus. Daarom het die Bybel vir ons gesê, dit is nuut in hom en in julle. In hom, omdat hy vir julle gewys het presies hoe om die gebooie te hou. Nie soos die Fariseërs nie, maar met die liefde en genade van Jesus Christus. En die verwagting is dat ons dit op dieselfde manier gaan uitleef. Goed? So, unieke eienskappe, hulle onderhou die gebooie en hulle bewaar die geloof in Jesus. Dan vers 13, hy sê, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Hoekom volg die werke met hulle? Red die werke hulle? Absoluut nie, die werke kan hulle nie red nie. Maar, wat het ons gesien in ons studie oor die wet? Jy hou die wet, waarom? Omdat jy gered is. So dis nie om gered te word nie, hoekom volg hulle werke hulle? Want hulle werke getuig dat die geloof wat in hulle is, eg is. Gaan kyk wat sê Jakobus hoofstuk 2, oor geloof en werke. En hoe geloof sonder werke dood is. Hierdie mense het lewende geloof gehad, daarom volg hulle werke hulle, maar hulle is nie gered deur die werke nie. Hulle is gered deur geloof, maar hoe hulle lewens geleef het in elke aspek getuig dat die geloof in hulle eg en lewend was. So, onthou wat ons vroeër gelees het, hier kry ons net een stukkie uit die 4de gebod wat ons kry in Eksodus 20 vers 8 tot 11, ons lees net vers 11, hy sê, want in 6 dae het die Here die hemel, die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is. Openbaring noem die waterfonteine spesifiek, maar die res van die frase is dieselfde. So met ander woorde, veral in die Joodse gedagte, roep dit onmiddellik vir jou die 4de gebod terug. Goed, maar dit moenie net vir die Joodse gedagte wees nie, dit moet ook vir ons gedagte wees. En ons gaan binnekort sien waarom. Waarom ek sê, dit kan nie net beperk word tot die Jode nie. Want dis hoegenaamd nie wat die Bybel vir ons leer daaroor nie. So, Genesis 2 vers 1 tot 3. En onthou, daar's 'n spesifieke formule wat die Bybel gebruik wanneer hy praat van die 6 dae van skepping in Genesis 1. Nou kom hy by die 7de dag en hy volg nie daai formule nie. Waarom nie? Daar's verskillende maniere om goed te beklemtoon. Een metode is herhaling. 'n Ander metode is as jy alles op dieselfde metode weergee en ewe skielik verander jy die metode waarin jy dit weergee, die formule, dan plaas dit vir jou aksent, maar hier is iets anders. Let op na hierdie aspek. Veral as hulle daai twee metodes meng, dan plaas dit 'n addisionele aksent op. Kyk wat sê dit. Dit sê, want so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Hy herhaal die term die 7de dag 3 keer. Hoekom? Vandag is daar mense wat die idee het van, ek kan my Sabbat kies. Vir my is dit meer gemaklik om my Sabbat te hê op 'n Maandag, of miskien op 'n Vrydag. Maar my vraag is ons vry om 'n dag te kies? Het God daardie dag geseën en geheilig? Want hy het net een van die 7 geseën en geheilig. Hy het nie gesê kies een nie, kies een uit 7 nie. Net een van hulle is beide geseën en geheilig. En dis die 7de dag. Goed, so hy was baie spesifiek daar rondom, maar nou moet ons onsself afvra, hy het hierdie dag geseën en geheilig en dit vertel vir ons dat hy daarop gerus het. Was hy moeg? Nee. God is almagtig. Hy word nie moeg nie. So waarom dan iets uitdruk wat amper banaal klink? God moes rus. Hoekom moes hy rus? Onthou dat toe hy die mens geskape het, het hy spesifiek gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So, ons moet hom emuleer, ons moet wees soos hy
en hy rus nie om sy eie ontwil nie, want hy's nie moeg nie, maar hy weet, dit gaan vir die mens nodig wees om te rus. Maar nou, wanneer hy praat van ons beeld en ons gelykenis, dan is dit nie enkelvoud nie, dis veelvuldig. Vandag gaan ons dit kan verstaan binne die konteks of die konsep van die drie-eenheid. Perfekte verhouding. Goed? Wat vir ons vertel, daar's 'n rede vir hierdie dag, wat jou prioriteit nie werk is nie. Wat behoort jou prioriteit te wees? Verhouding. Met God, maar ook met jou naaste. Hoekom het ons daai tweedelige of tweeledige aspek daaraan? Ons gaan later sien, wanneer ons lees oor die 4de gebod. Dis 'n unieke gebod, waar die eerste 3 gebooie gaan oor jou verhouding met God, en die laaste 6 gaan oor jou verhouding met mense. Gaan die 4de gebod spesifiek oor jou verhouding met God en mense. Daar's beide faktore daarbey betrokke. Maar 'n bietjie meer detail daaroor later, wanneer ons daarby uitkom. So God wil hê, ons moet daai tyd op sy sit, spesifiek as tyd wat ons saam met hom kan spandeer, en saam met menige gelowiges wat soos ons ook hom dien. Ons gaan meer duidelik daai aspekte kan verstaan, wanneer ons kyk na die 4de gebod oor 'n paar minute. So, die eerste aspek, dis die enigste dag wat God geheilig het. Het God van tevore goed geseën? Ja, in Genesis 1. Wanneer hy die voëls van die hemel, die visse van die see, die kruipende diere maak, dan het hy hulle geseën. Nou, die meeste teoloë gaan vir jou, wanneer hulle daaroor reflekteer, vir jou sê, die feit dat hy dit seën, is eintlik 'n aanduiding, dat dit, as ek die Engels kan gebruik, 'n perpetual action is. Hulle moet ook voortplant, hulle moet vermeerder. Perpetual action. Maar nou gaan hy, en nie net heilig hy hierdie dag nie, hy seën dit ook. Met ander woorde, daar's 'n verwagting van perpetual action, dieselfde as met die ander wesens. Maar geen van daai wesens is geheilig nie. Nou, volgens die beginsel van eerste verwysing, en dis die gedagte dat die eerste keer wat die Bybel vir jou 'n spesifieke ding voorhou, dan stel dit vir jou die beginsel daarvan, wat behoort te geld deur die res van die skrif. Byvoorbeeld, Kain slaan vir Abel dood. Is dit 'n aanvaarbare aksie? Absoluut nie. En dit bly altyd 'n onaanvaarbare aksie, maar ook, hy het geoffer wat hy wou. Nie soos wat daar voorskrif was nie. Nou het ons die letter van die skrif oor hoe hulle moes offer? Nee. Maar die letter word later vir ons gegee, en ons kan sien, dit moes van toepassing wees vroeër ook. Dit wat geoffer word, is nie die vrugte wat uit sy boord uitkom nie. 'n Dier moes sterf. Waarom? Want later in die skrif word dit vir jou verduidelik. As daar nie die vergieting van bloed is nie, kan daar nie vergifnis wees nie. Wat wou Kain doen? Here, ek sal offer, maar op my manier. Ek maak my eie reëls vir hoe ek die ding gaan doen, in plaas van die beginsel wat God daar gestel het. En weer eens kry ons in die Bybel menigte gevalle waar mense gekom het en gesê het, maar eerder as om gehoorsaam te wees aan God, gaan ek dit doen op my manier. Een van daai aspekte is byvoorbeeld wat Saul gedoen het. God sê vir hom, tref jou vyande met die banvloek. En in plaas van om hulle te tref met die banvloek, hou hulle sekere van die diere agter. En toe Samuel aankom en hy sê, hoorie, maar wat hoor ek? Ek hoor nou hierdie klomp diere. Sê hy, nee, ons het die beste van die diere gehou, want ons wil offer. Hoekom kon God daai offer nie aanvaar nie? Vir die doodeenvoudige rede, dit sou 'n offer in ongehoorsaamheid wees. Hy het gesê, tref hulle met die banvloek. So al is jou intensie goed, ons hou van die diere agter, want ons wil offer, bly dit onaanvaarbaar, want dit kom uit ongehoorsaamheid. So, ons moet doen soos wat die Here vir ons sê om te doen, nie soos wat dit vir ons gemaklik of gerieflik is nie. Dit wys wat ons prioriteit is. Is ons prioriteit hy, dan gaan ons doen wat ook al van ons verwag word, om gehoor te gee aan wat sy instruksie aan ons is. Ons gaan verder. Eksodus 16 vers 4 en 5. Nou onthou, in hierdie verse word die Sabbat nog nie genoem nie. Die Sabbat word spesifiek genoem 'n paar verse na hierdie verse. Hy begin en sê, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën.
Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. God sê, ek sal vir julle voeding verskaf. Maar is ook 'n toets. Om te kyk of julle bereid is om te luister na wat ek van julle verwag of nie. En direk daarna sê hy, en op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Nou, wat was die beginsel hier rondom? Op enige ander dag, as jy insamel en jy berei dit voor, wat gebeur as jy dit laat oorstaan tot die volgende dag? Dit het wurms en dit word sleg. Maar, as jy op die 6de dag, die voorbereidingsdag, omdat die volgende dag Sabbat is, dubbel soveel insamel, en jy laat dit oorstaan tot die volgende dag, dan kom dit niks oor nie. Word daar enigiets vir jou gegee die volgende dag? Nee. Hoekom nie? Dis Sabbat. Dis nie tyd vir daai aktiwiteit nie. Glad nie. Jy moes voorberei het, want jy is gehoorsaam aan dit wat die Here vir jou vertel het om te doen. So alreeds voordat die Sabbat by name genoem word die beginsel alreeds gegee van dis hoe dit werk. Selfs God se voorsiening reflekteer die beginsel van die Sabbat, nog voordat die Sabbat by name dan genoem word. So, Sabbat is ook 'n toets van gehoorsaamheid. Is jy bereid om jou lewe in te rig volgens my beginsels? Ja of nee? Dan, in Eksodus 20 vers 8 tot 11 sê hy, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Nou maak ons die Sabbat heilig. Nee, God het dit heilig verklaar. So wat verwag hy hier van ons? Die dag is al reeds heilig. Hy verwag dat ons die dag moet ontmoet, moet hanteer met die heiligheid wat hy al reeds daaroor uitgespreek het. Met ander woorde dat ons dit erken vir die heilige tyd wat op sy gesit is, volgens sy verklaring. Dan gaan hy aan, hy sê, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So, wat vertel dit vir ons? Wat is die motivering volgens Eksodus 20 vir die Sabbat? Wat is die rede? Dis herdenking aan wat? Aan hom as die skepper. Nou, is hy die skepper net van die Israeliete? Nee, hy is die skepper van alle mense, alle diere, alle plante, van alles wat bestaan. So vir mense wat die Sabbat kan onderhou, is dit nie net 'n bepaling wat gegee is vir die Jode nie, en ons gaan 'n bietjie later baie duidelik sien hoe selfs Jesus se woorde dit duidelik aandui, dat dit nie net kan wees vir Israel nie, maar dat dit bedoel is vir alle mense. Bietjie later kom ons daarby uit. So, dit gaan oor die skepping en die motivering volgens Eksodus 20 is God is die skepper. Dis die verklaring, nie net wat jy met jou mond maak nie, want 'n mens kan sê, ek glo die Here het geskep, maar jou aksies wys dit nie. Deur Sabbat te onderhou sê jy dit nie net met jou mond nie, maar jou aksies wys. Die manier waarop jy jou lewe inrig is 'n lewende getuienis dat jy sê, God is my skepper. Ons gaan bietjie later na meer besonderhede oor hierdie aspek kyk. Dan sien ons dieselfde 10 gebooie kom voor in Deuteronomium hoofstuk 5 ook, maar let op na verse 12 tot 15. Het sê, onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. Hierdie is 'n bietjie meer detail as die Eksodus 20 weergawe. So wat moet jy doen? Onthou toe hulle slawe was,
Kon hulle rus wanneer hulle wou? Wat was volgens Exodus 5 die probleem wat die Egiptenare met hulle gehad het? Dat hulle gerus het. Wat is daai woord? Dis die Hebreëse woord Shabbat. Dis die werkwoordvorm van die selfstandige naamwoord Sabbat. Wat het hulle gedoen? Wat was vir die Egiptenare die probleem? Die klomp hou Sabbat. Vat hy Sabbat weg. Hulle werk regdeur. Nie 6 dae soos hulle God sê en hulle rus die 7de nie. Nee, hulle moet elke dag werk. En die oomblik, onthou hulle was vir honderde jare daar. Daar was nie 'n probleem nie. Die oomblik toe dit gebeur, toe sê die Here, my volk moet hier uit. Goed, dis waar die groot konflik tussen die Egiptenare en die Israeliete daar spesifiek begin het. Nou kom hy en hy sê hier vir hulle, wanneer jy Sabbat hou, dan moet jy die wat vir jou werk dieselfde geleentheid gee. Want onthou, dit gaan oor verhouding met God. En in die Sabbat is daar 'n gelykheid. Daar's nie meester en slaaf nie. Daar's nie oorheerser en dienaar nie. In die Sabbat voor God is almal gelyk. So as jy vir jouself die reg toeëien om verhouding met God te hê, om 'n spesiale tyd te hê om saam met hom te spandeer, dan moet jy dit gun, ook aan jou diensknegte. Dis die regte ding om te doen. En dit maak die Sabbatgebod uniek in die Bybel. Onthou daai aspek van die eerste 3 verwys na jou verhouding met God. Die ander 6 verwys na jou verhouding met ander mense. Die Sabbatsgebod het nie net te doen met jou verhouding met God nie. Dis nie net 'n herinnering dat hy die skepper was nie. Dis ook 'n herinnering dat die ander mense dieselfde geleentheid gegee word. So dit spreek beide van die opwaartse en die horisontale verhouding. Die verhouding met God en die verhouding met ander mense. Dit bind eintlik die eerste 3 en die laaste 3 aan mekaar vas, want hulle oorvleuel daar. Verhouding met God, verhouding met ander mense. Nou gaan hy verder. Hy sê daar, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Wat is die motivering volgens Deuteronomium hoofstuk 5? Is dit skepping? Nee. Nou is hierdie 'n probleem, het ons hier 'n teenstrydigheid. Dit was verlossing uit Egipte, wat die fokus was. Die motivering is, God is die verlosser, dis wat hulle hier wil onthou. Maar in die vorige geval was dit skepping. So, in Exodus 20, God is die skepper, Deuteronomium 5, God is die verlosser. Is dit 'n teenstrydigheid? Hoekom 2 motiverings? En is dit werklik 2 motiverings? Nee, is nie regtig 2 motiverings nie. Kom ons gaan kyk net vinnig na die inleiding in Exodus hoofstuk 20. Ek lees van vers 1 af. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, nou kry jy die aanhef. Die 10 gebooie begin nie by die eerste gebod nie. Die 10 gebooie begin by die motivering. Die rede dat die wet gehou moet word. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Nou gee hy die gebooie. So jy hou nie die gebooie om gered te word nie. Jy is gered, hy het jou klaar verlos. Hier's die verwagting, hou my gebooie. Erken deur dit te onderhou, ek is jou verlosser en in die gebooie noem hy ook, ek is jou skepper. Goed? So, dis 'n uitdrukking van die erkenning dat God beide die skepper en die verlosser is. Dan, Exodus 31, en hier het ons nou met iets te doen wat ons uit ons kultuurkonteks eintlik goed sal verstaan. Wanneer jy vir iemand iets groot gaan gee, dan gaan jy nou 'n paar belangrike woorde spreek. Soos wat hulle op die kassie sê, so 'n paar gevleelde woorde. Nou ek het deur daai proses gegaan, toe my pa vir my eerste kar gee, 'n Datsun 120Y. Hy was vol duike en vol body putty. My vriende het geweier om saam met my in daai kar te klim. Meeste van my vriende se ouers was redelik wel af, hulle het nuwe Volkswagen Golfies gekry, of 1200 bakkies, julle onthou daai Nissan 1200's? Meeste van hulle het daai gekry, spiksplinter nuut. Ek kry 'n ou Datsun 120Y wat uit die 70's uitkom.
Maar selfs dit, van my pa was dit 'n baie groot geskenk. En hy het nie net vir die sleutels gegooi en gesê, maak wat jy wil nie. Hy het die sleutels gevat en toe ek hy sleutels wil gryp, toe trek hulle terug. Toe sê hy vir my, nou luister jy vir my mannetjie, met hierdie sleutels gee ek vertroue, wys ek my vertroue aan jou. Hierdie voertuig kan mense doodmaak, jou insluitend. My verwagting met hierdie geskenk is dat jy dien ooreenkomstig die vertroue wat ek vir jou gee, hierdie voertuig gaan gebruik. En is heel gepas. Is nie verkeerd wat hy gedoen het nie. Ook vir my gesê, hy is trots op my, op die min wat ek hom eintlik gegee het om op trots te wees. Hy was nog steeds trots op my. Maar daai gevleelde woorde voordat jy 'n groot geskenk gee. Hierdie is God se gevleelde woorde voordat hy die 10 gebooie wat hy met sy eie vinger geskryf het vir die volk gee deur Moses. Met ander woorde, hierdie is nie ligtelike woorde nie. Dis woorde wat ons ernstig moet opvat en kyk wat beklemtoon hy voordat hy die 10 gebooie gee. Hy sê, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Waarom moet dit vir hulle heilig wees? Hy het dit heilig verklaar en in erkenning dat dit 'n teken van verhouding is, moet hulle dit ook heilig hou. Hy wat dit ontheilig moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 6 dae lank kan werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die Here. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. Dis so ernstig opgeneem dat die Here gesê het, hierdie aspek verdien die doodstraf. Hy was baie ernstig oor dit. Nou gaan hy aan, hy sê, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Weereens 'n verwysing terug na hom as die skepper, maar nou sê die Bybel iets wat hy nog nie van tevore gesê het nie. Hy het hom verkoop. Wat beteken dit om jou te verkoop? Dis daai aspek van oplewing en om vreugde te vind in iets. Nou, het God 'n oplewing nodig as God? Maar tog vertel dit vir ons dat hy verkoop is in die Sabbat. Maar wat gebeur in die Sabbat? Waarvoor is dit op sy gesit? Vir daai besonderse verhouding met sy mense. Dit verkoop hom, dit verbly hom. Want dit gaan oor verhouding en hy soek na verhouding met jou en met my. En hy het 'n spesifieke tyd bepaal vir dit. En die verwagting is dat ons daai heiligheid van daardie tyd sal ontmoet. Dit ook op sy sal sit, nie ons gewone gang gaan nie, maar met hom ontmoet volgens sy beginsels. In gehoorsaamheid, in erkenning van wie en wat hy is, die skepper en ook die verlosser. En dan sê die skrif, en hy het aan Moses, toe hy geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinai, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. So dit was die woorde wat hy gedeel het, net voor daai grootste geskenk, die gebooie wat hy vir hulle gee. Goed? Nou, het hy enige van die ander gebooie genoem? Nie in hierdie gesprek, net voordat hy dit gee nie. Wat vir jou sê, daar is iets besonders. Ek sê, hoegenaamd nie die 4de gebod is groter as enige van die ander nie. Want onthou, die Bybel sê, as jy in 1 gebod gebreek het, het jy almal van hulle gebreek. Maar tog het hy 'n spesifieke fokus geplaas op die 4de gebod. Hy wou hê, hulle moet verstaan wat hier aangaan. En toe gee hy daai gebooie. Nou, in Esegiel 20 vers 19 en 20 kry ons ook hierdie aspek van die Sabbat as 'n teken. Dit sê, ek is die Here julle God, wandel in my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit, en heilig my Sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle.
dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. So hoe wys ons, Bybels gesproke, wie is die een wat ons aanbid? Deur die Sabbat te onderhou. Ons herken hom deur ons fisiese aksie as skepper en ook verlosser. So, die vierde aspek, dis 'n teken van verhouding tussen God en sy mense. Maar nou kom ons by 'n baie belangrike gedeelte. Dit kom uit Jesegiel 22. Hoe sien God die verband tussen homself en die Sabbat? Want baie mense sê, ag weet jy, Sabbat is eintlik maar net 'n dingetjie wat hy gedoen het daar in die Ou Testament en is regtig nie so belangrik nie. Ons hoef nie regtig daaraan aandag te gee nie. Dis 'n ding wat dis verby, dis gedoen, dis in die verlede. Maar kom ons gaan kyk hoe beskou hy dit self. Jesegiel hoofstuk 22 vers 26. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate en ek word onder hulle ontheilig. Kan ons God minder heilig maak as wat hy is? Nee. Ons kan nie byvoeg tot sy heiligheid nie en ons kan niks van sy heiligheid ontneem nie. So wat bedoel die Bybel moet ek word onder hulle ontheilig? Die feit dat ons hom nie ag, so heilig soos wat hy is, en dit wat hy heilig verklaar het as 'n bewys dat hy die skepper en die verlosser is nie. Dit laat hom vertoon as minder heilig aan ander mense as wat hy werklik is. So ander gaan dink, maar kan dit wees? Hy sê hierdie reël, maar die mense kom nie die reël na nie. So hoe belangrik is dit wat hy sê? Hy trek 'n direkte verband tussen die Sabbat en homself. So, die vyfde aspek. God ag die Sabbat as 'n direkte refleksie van homself. Hy ontheilig die Sabbat en sy gedagte daaroor. Hy word ontheilig onder sy mense. Dan, party mense sê, maar dit het als verander in die Nuwe Testament. Hoe genaamd nie meer relevant nie? Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Wat wil die Bybel vir ons sê in vers 3? Dat die woord is die skepper. Hy was die aktiewe agent in die skepingsaksie. Nie algemeen God nie, ek sê nie die Vader en die Heilige Gees was nie betrokke nie. Die Bybel sê vir jou, die aktiewe agent in die skepping is spesifiek die woord. En wie is die woord? Vers 14 vertel ons, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dis Jesus. So wie is die skepper? Nie net God in die algemeen, iewers in die drie eenheid nie. Jesus is die skepper. So van wie getuig die Sabbat? Van Jesus. Dis hy wat dit gemaak het. Jy kan Jesus en die Sabbat van mekaar nie skei nie. Want alles van die 7de dag Sabbat getuig van Jesus. En ons gaan dit binnekort in meer detail sien. Dan, Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So wat vertel en wat leer die Nuwe Testament ons? Jesus is nie net die skepper nie, hy is ook die verlosser. Nou hier hoef ek nie eers in detail in te gaan nie, almal aanvaar dit. Jesus is die verlosser, maar hy is die skepper en die verlosser. Nou hierdie is nie wederzijds uitsluitende konsepte nie. Hoekom nie? Eintlik is dit twee kante van dieselfde muntstuk. Skepping en verlossing. Hoekom? Kom ons gaan kyk. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hoe word jy 'n nuwe skepsel? Jy word nuut geskape. Wie beter om jou nuut te skape as hy wat in die begin geskape het? En onthou, nou doen hy dit gedeeltelik. Hy het my innerlik nuut geskape, maar ek's nog nie 'n volkome fisiese nuut geskape wese nie. As ek was, het ek hare gehad. Eendag wanneer Christus weer kom, word ek in totaliteit nuut geskape en is daar geen gebreke nie.
So alreeds is ek geestelik wedergebore, nuut geskape deur Jesus Christus. En deur daai vernuwingsaspek weet ek, wanneer hy kom, gaan ek in totaliteit nuut herskep word, deur dieselfde een wat uit niks uitgeskape het, heel in die begin nie. Goed? So, dis twee kante van presies dieselfde muntstuk. Die Sabbat wys na Jesus as die skepper en die verlosser, of dan nou die herskepper. Want hy wat nuut skape is dieselfde een wat heel aanvanklik geskape het. Dan Markus 1 vers 21 en 22. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy, dis 'n verwysing na Jesus spesifiek, in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die skrifgeleerdes was kenners in die geskrifte. Maar hoekom kon hulle nie met dieselfde gesag die skrif uitlê nie? Want die skrif getuig van Jesus Christus. So wie beter as die een oor wie dit getuig, om juis vir hulle die geskrifte voor te hou? Goed, daarom het hy die autoriteit, die gesag gehad, om die skrifte vir hulle besonders uit te lê. So hierdie een van vele bewyse in die Nuwe Testament, dat Jesus self die Sabbat gehou het. Hy het nie gesê, nee, wat hierdie is verby, moenie worry nie. Dan, Markus 2 vers 23 tot 28 sê, en terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels algaande are begin pluk. Toe sê die fariseërs vir hom, kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy in die nood was, en hy en die wat by hom was, honger gehad het? Hoe hy in die huis van God gegaan het, in die tyd van Abjater, die hoëpriester, en die toonbrode geëet het, wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was, gegee het, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Nou let mooi op wat hier gebeur. Hy praat van dit wat gebeur het met Dawid. Ons gaan bietjie later in meer detail daarin delf. Maar hier kom hy en hy sê spesifiek, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Sê hy die Sabbat is gemaak vir Israel? Nee. Ons moet gaan kyk na die oorspronklike teks, om te verstaan waarna hy verwys. Hy sê daar, die Sabbat is gemaak vir die mens, en die woord wat vertaal word mens is die woord anthropos. Dis waar ons die woord antropologie vandaan kry, wat die studie van die mensdom is, wat beteken, die Sabbat is gemaak vir die mensdom, nie net vir die Jode nie. Dis vir alle mense gemaak. Hoekom? Want is 'n besonderse tyd om in verhouding te staan, dis die geheiligde tyd, die geseënde tyd om met hom in verhouding te staan. En alle mense, wanneer hulle tot verlossing kom, en hulle wil herkenning gee vir wie hulle beskou as hulle skepper en hulle verlosser, kan dit doen deur die metode wat hy gesê het. Dis hoe. As jy Sabbat hou, dan wys jy herken my as die skepper en as die verlosser. Jy sit tyd op sy vir verhouding met my. So dis nie net vir Israel nie. Volgens die Bybel, volgens die taal van die Bybel, is dit vir alle mense, nie net vir die Jode nie. Dan, Matteus 12 vertel dieselfde verhaal, en die detail hiervan haal ek spesifiek uit Matteus 12 uit. Jy kry hierdie verhaal in Matteus en Markus en in Lukas, in elke geval verskil. Daarom moet mens eintlik hierdie drie verskillende gedeeltes saam gaan lees. Kyk hoe stem hulle ooreen, dat jy weet dis dieselfde verhaal, en kyk hoe hulle verskil, sodat jy dieper as die oppervlakte kan delf, en bietjie meer kan ontgin uit wat dit sê. Nou die een wat die meeste detail gee, is spesifiek Matteus 12, daarom kies ek hom, want hy wys een unieke aspek, wat jy in geen van die ander verhale kry nie. Kom ons begin. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop, en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was, honger gehad het, toe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het,
wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Nou wat gebeur hier? Die Fariseërs sien Jesus se disippels pluk are en in een van die ander beskrywings, in een van die ander evangelies sien ons hulle vryf daai koringare tussen hulle hande uit. Hoekom? Laat die koringkorrels uit die doppies uit kan kom en dan kan hulle die koringkorrels eet en die doppies daarvan weggooi. Toe kom hulle en hulle sê, maar hulle doen wat nie geoorloof is op 'n Sabbat nie, hulle is besig om te oes. Hulle is besig om te werk. Onthou, hulle soek fout. So, nou kom Jesus en hy verwys na dit wat Dawid gedoen het, maar wat het Dawid daar gedoen? Dawid en sy manne saam met hom kom na die hoëpriester toe en hulle sê vir die hoëpriester, ons is in diens van Saul. Hy lieg. Hy is nie in diens van Saul nie, hy is besig om vir Saul te vlug. Saul wil hom doodmaak. So hy vertel 'n leuen. Maar wat doen die hoëpriester? Hy gee vir hom die toonbrode. Nou die resultaat van dit wat daar gebeur het, is 'n tragedie. Doeg, een van die manne wat in diens van Saul was, sien hulle daar. Hy sien hoe die brood vir hulle gegee word. Hy sien hoe die swaard van Goliat ook vir hulle gegee word. Dis nou die swaard wat hierdie einste Dawid Goliat mee onthoof het. En hy gaan vertel vir Saul. Hy sê, maar hierdie priester van jou, hy is eintlik besig hier om jou te ondergrawe. En toe Saul daar aankom, toe moor hy daai hele priestersgeslag daar uit in die stad Nop. Almal van hulle gaan dood, behalwe Abjatar. Abjatar vlug en hy gaan na Dawid toe en daarna het hy toe nou die hoëpriester geword. So dis 'n verskriklike ding wat gebeur. Nou regverdig Jesus die aksie van sy disippels op grond van 'n leuen wat Dawid vertel het. Daar's nie 'n manier nie. Maar let op wat is die kruks van die verhaal. Toe Dawid behoefte gehad het, toe hy in nood was, toe hy hulp nodig gehad het, en hy gaan na die tabernakel toe, wat word vir hom gegee? Wat op 'n manier red sy lewe? Die toonbrode. Waarvan is die toonbrode 'n teken? Van Jesus. So in sy nood, selfs al is hy 'n sondaar wat daar aankom, is die oplossing, dit wat hom red, Jesus. Dis die toonbrode wat vir hom gebring word. Dis nie regverdiging dat hy gelieg het nie. Die toonbrode is dit wat die kruks is van daai verhaal. Nou, waarom ek Matteus 12 gebruik, dis die enigste geval wat ons die tweede voorbeeld ook kry. Jy kry hom nie in Markus of in Lukas nie. Ons lees hom gou. Hy sê, of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat, in die tempel, die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie. Kan nie die Sabbat ontheilig en onskuldig wees? Dit klink nie reg nie, nee. En tog, dis wat hy sê, die priesters, hulle het op die Sabbat die tempel ontheilig en hulle was onskuldig. Waarna verwys dit? Onthou, hy's besig om te praat met Fariseërs. Die Fariseërs ken die skrifte baie, baie goed. Hulle het onmiddellik geweet, Numeri. Dis waarna hy verwys. Kom ons gaan kyk. Numeri 28 vers 9 en 10. Maar op die Sabbatdag 2 jaar oud lammer sonder gebrek en 2/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer met olie gemeng en die drankoffer wat daarby hoort. Hierdie is addisionele offers wat gebring moes word op die 7de dag Sabbat. Dit is die brandoffer van die Sabbat op elke Sabbat. Dis nie jaarlikse Sabbatte nie, dis nie feeste nie, dis weeklikse Sabbatte, dis 7de dag Sabbatte. Dan sê hy, behalwe, met ander woorde, boonbehalwe die voortdurende brandoffer en drankoffer wat daarby hoort. So die verwagting was dat die priesters in die tempel meer offers bring as enige ander dag in die week. So streng gesproke, as jy gaan volgens die letter van die wet, het hulle harder gewerk, so volgens die gedagte van die Fariseërs, dan ontheilig hulle nou mos die Sabbat. Hoekom sê Jesus hulle is onskuldig? Wat doen hulle? Hulle offer diere. Wat 'n beeld is van wat? Van Jesus. Wat vertel dit vir ons?
Dis heeltemal aanvaarbaar om deel te hê in die aktiwiteit van Jesus voorhou aan mense, veral op die Sabbat. Soveel te meer as enige ander dag. Daar was addisionele offers wat gebring word. So om die uitbeelding van Jesus aan mense voor te hou op die 7de dag Sabbat is absoluut aanvaarbaar. Soveel te meer as enige ander dag. So, Matteus 12 vers 6 en 7. Ek sê vir julle, een groter as die tempel is hier. Hoekom sê hy dit? Wat het hy nou net genoem? Dawid en die toonbrode en die priesters en die offers. Waarvan is dit deel? Dis deel van die seremoniële stelsel en dit wys na Jesus. Alles wat met die tabernakel aanvanklik en later met die tempel te doen het, wys na Jesus toe. En nou sê hy vir hulle, een groter as die tempel is hier. Waarna wys hy? Hy sê mense, ek is waaroor die hele tabernakel en tempelstelsel gegaan het. Hier is ek voor julle. Nou wil julle my disippels kom aankla, omdat hulle 'n handvol are vat en dit eet. In wie se diens staan daai disippels? Wie het hulle ondersteun? Vir Jesus. Wat is die ergste? Om addisionele offers te bring? Of om 'n handvol are te vat, uit te vryf en 'n bietjie koring te eet? Maar ons gaan nou die karakter sien van die mense wat hom aankla. Soos amper daar, hy sê in vers 7. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Vir 'n tweede keer maak hy 'n duidelike verklaring, hierdie mense is onskuldig. Hy sê julle sou die onskuldiges nie veroordeel het nie. So hy sê vir julle is veroordelend, maar kyk waar begin hy. Hy sê, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Hy praat met fariseërs. Weereens, hulle ken die skrifte. Hulle het onmiddellik gesnap. Hosea 6 vers 6. Kom ons gaan kyk wat sê daai vers. Dit sê, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie en in die kennis van God meer as brandoffers. Hierdie is wat genoem word 'n Hebreëse parallelisme. Dis 'n manier waarop jy gereeld in die Bybel kry. Hulle self uitdruk. Hulle sê dieselfde ding 2 keer, maar nie verbatim dieselfde nie. Effens anders gestel, sodat jy 'n vergelyking kan tref, sodat jy dit dieper kan verstaan. So, hy praat daarvan, ek het behaag in liefde nie in offerande nie, en in die kennis van God meer as brandoffer. So die parallel bestaan tussen die offerande en die brandoffer. Dis in essensie dieselfde ding. Goed? Wat beteken daar moet 'n parallel wees in die eerste gedeeltes van wat gesê word, en dis die liefde en die kennis van God. Nou wat is God? Liefde. As jy kennis van God het, dan gaan jy verstaan wat is liefde. Wat het Jesus dit genoem? Het hy die woord liefde of kennis van God gebruik? Nee. Hy gebruik die woord barmhartigheid. Ek soek barmhartigheid, nie offerande nie. Waarom sê hy dit? Want jy kan die offer bring, jy kan die aksie van aanbidding doen, maar die hart daarvan nie verstaan nie. Dan word jou aanbidding 'n leeddop. Die Here stel nie daarin belang nie. Dis daarom dat die Here by geleentheid vir die volk sê, julle offers walg my. Want hulle harte was nie daarin nie. Dit het 'n leerritueel geword. Soos wat dit met baie Christene vandag is. Gaan eendag 'n week kerk toe, prys die Here, maar in die week geen sprake van die Here in die persoon se lewe nie. Dis nie hoe dit hoort nie. Goed? So, hier kry ons daai parallel. Die liefde en die kennis van God. As jy die Here ken, dan verstaan jy die liefde. Hoe vind die liefde uitdrukking in hoe jy ander hanteer? In barmhartigheid. Goed? So, hy verwys terug na die Ou Testament spesifiek en direk daarna sê hy, die mens is Here ook van die Sabbat. Nou kom ons dink 'n bietjie hieroor. Teoloë vandag sê, maar hierdie beteken dat Jesus gesê het, ek het gesag oor die Sabbat en daarom kan ek met die Sabbat wegdoen. Maak dit sin binne die konteks? Hoegenaamd glad nie. Hoegenaamd glad nie. Hy sê dan juis hierin, die Seun van die mens is Here,
ook van die Sabbat. Onthou, die toonbrode het na hom gewys. Die offerande het na hom gewys. Hy is God wat liefde is, wat uitdrukking vind in barmhartigheid. En hier sê hy vir jou, die Seun van die mens is Here, ook van die Sabbat. Met ander woorde, die Sabbat self verwys na my. Dis nie om weg te doen daarmee nie, en dink 'n bietjie daaroor. As die Sabbat wys, hy is die skepper en die verlosser, hoekom wil hy wegdoen daarmee? Dis dan juis 'n aspek wat later verkondig is deur die disippels om vir die heidene te vertel. Julle skepingsverhale is nie korrek nie. Jesus is die skepper. Ons gaan binnekort daarby uitkom. So, Jesus verduidelik dat die Sabbat oor verhouding gaan en nie wettisisme nie. Maak geen fout nie. Die manier waarop die Fariseërs Sabbat gehou het, was nie 'n refleksie van Jesus nie. Hulle het dit verkeerd gehou, net soos met die res van die wet. Hulle onderhouding van die letter van die wet was totaal verwyderd van die karakter van Jesus Christus. Maar nou, in al drie gevalle, Matteus, Markus en Lukas, is die direkte verhaal na hierdie wat hulle van praat as die Sabbat twispunt, die Sabbath controversy, is die verhaal van die man met die verdorde hand. Kom ons kyk wat daar gebeur. En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kon aankla? Wou hulle hierdie man help? Nee, hulle het nie 'n saak met hierdie man in sy verdorde hand gehad nie. Hulle wou hom gebruik as 'n instrument om vir Jesus te kan aankla. Geen barmhartigheid nie, geen liefde. Hulle gee nie om nie. Daar's een doel. Die oomblik wat hy hierdie man help, kan ons hom aankla. Dan het ons rede. Goed, maar kyk wat gebeur. Sê vir ons daar. En hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in die sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie, hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Nou, die voorbeeld van die skaap is 'n noodgeval. Jy daai een skaap, hy val in die sloot, hy gaan vrek as jy hom los tot die volgende dag. So dis heeltemal aanvaarbaar, dis 'n absolute noodgeval. Haal hom uit die sloot uit. Maar nou, die man met die verdorde hand, is dit 'n mediese noodgeval? Nee. 'n verdorde hand is waarskynlik iets wat hierdie ou vir jare al mee loop. Maar Jesus sê nie vir hom, wag tot môre nie. Dis nou Sabbat, ek kan jou nie nou help nie, ek hou nou Sabbat. Jy moet wag tot later vandag of tot môre. Later vandag bedoelende nadat die son gesak het en die volgende dag het aangebreek. Want dit was aand en dit was môre die eerste dag. So hulle dag het begin wanneer die son sak. Hy sê nie wag tot die son sak nie. Hy help die man onmiddellik. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en dit is herstel, gesond soos die ander een. Nie 'n mediese noodgeval, hoegenaamd nie. Maar hy help hom, hoekom? Daai verdorde hand is 'n binding op daai persoon. Hy kan nie optimaal funksioneer nie. So hy verlos hom van daai binding op sy lewe, op die Sabbat. Dis om goed te doen, daar's niks meer fout nie. Absoluut niks. Dis geoorloof om dit te doen. Want dan ontmoet jy die intensie van daardie dag. Om die karakter van Christus, sy liefde, sy barmhartigheid vir ander te wys. Hoe moet dit manifesteer met ons, in ons dag? Baie mense, ek was by die kerk, nou is dit middag, nou gaan ek so 'n bietjie SMS vang. SMS so net tussen ons staan vir 'n Sabbat middagslaapie. Nee, is nie waarvoor die Sabbat daar is nie. Kan jy ander werk doen op 'n Sabbat? Nee, maar kan jy goed doen op 'n Sabbat? Wat van die mense in die ouete huise? Wat van kinders by kinderhuise ensovoorts? Kan ons goed daar doen? Natuurlik. Ons kan nie besig wees met ander werk nie. Die dag is op sy gesit om goed te doen. Om vir ander mense te wys hoe lyk die barmhartigheid en liefde van Jesus Christus. Dis die bedoeling van hierdie dag. So, kyk nou wat gebeur. Daarop het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou
teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. Hypocrites. Hypocrites. Hulle wil kla, omdat sy disippels 'n handvol are vat, dit uitvryf en dit eet. Maar vir hulle is dit heeltemal aanvaarbaar om moord te beplan op die Sabbat. Wat vir jou sê, hulle verstaan die wet, maar hulle verstaan Christus nie. Hulle het nie die vaagste benul wat sy karakter is nie, en wat die bedoeling van die Sabbat werklik is nie. Daarom dan die konflik tussen hom en hulle. So, Jesus het die doel van die Sabbat beklemtoon. Dan Matteus 24 vers 20 en 21, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Nou, daar's 'n dubbele applikasie van hierdie spesifieke verse. Sommige mense sê dit verwys net na wat gebeur het 70 na Christus, met die val van Jerusalem, maar die dubbele applikasie is dat dit van toepassing is op daai gebeure, maar ook op die laaste dae. Goed? Nou, kom ons sê net vir die doel van die argument, dit verwys net na 70 na Christus. As die Sabbat mee weggedoen is die oomblik toe Jesus sterf, of dan nou opstaan, watter een van die twee ook al kies. Hoekom verwys hy na die geldigheid van die Sabbat, selfs tot 70 na Christus? Want daar's geen sprake in die Nuwe Testament dat die geldigheid van die Sabbat ophou nie. Die Sabbat leef voort daarna, daarom kry ons dit in Openbaring, wat 'n spesifieke verwysing het na wat in die einde van tyd gebeur. En hy gebruik dieselfde frases wat jy kry binne die Sabbatsgebod, want dit bly nog steeds geldig. Die narratief dat dit ongeldig geword het, dra nie gronde nie. Nie as jy konsekwent die Bybel interpreteer nie. So, Jesus het verkondig dat die Sabbat lank na sy opstanding steeds relevant sal wees, selfs in die laaste dae. Nou kom ons kyk vlugtig na Jesus se disippels in die Sabbat, Handelinge 18 vers 3 en 4. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en die Jode, sowel as die Grieke, oortuig. Elke Sabbat, dit was sy gewoonte om Sabbat na Sabbat na Sabbat, in ander woorde, Sabbatsonderhouding het nog steeds gebly onder die disippels. En hier is nie die enigste voorbeeld in die skrif nie, daar's vele voorbeelde daarvan. So, Jesus se disippels het die Sabbat onderhou. Dan Handelinge 13, 42 tot 44, hy sê, en toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek, dat daardie woorde op die volgende Sabbat, tot hulle gespreek sou word. Nou, wat 'n fenominale geleentheid, as daar dan 'n einde gekom het aan die Sabbat, en daar was nou 'n nuwe dag ingestel, die volgende dag, die Sondag, watter beter geleentheid om vir die heidene te sê, hoorie, julle is nie Jode nie, die Sabbat is vir die Jode, kom julle somme môre, dan deel ek hierdie met julle op die Sondag. Maar is nie wat gebeur nie. Skrif sê verder, en toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg, en hulle het hulle toegespreek, en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Was hierdie primêr 'n stad van Jode? Nee, oorwegend heidene. So wat was die dag wat hulle na toe gewys is? Wanneer kom ons by mekaar sodat julle die woorde van die evangelie kan hoor? Die volgende Sabbat. Sabbatonderhouding is absoluut nie meer weggedoen nie. So, Jesus se disippels het die Sabbat aan ander geleer. Handelinge 14:15. Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie, dat julle van hierdie nietige dinge moet bekeer, tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Waaruit kom hierdie gedeelte? Uit die 4de gebod.
Waarom was dit nodig om wanneer hulle met die heidene praat, spesifiek na Christus te wys, nie net as die verlosser nie, maar ook as die skepper? Want hulle het in ander skepingsverhale geglo, soos byvoorbeeld die Enuma Elish, 'n kompilasie van verskillende Babyloniese skepingsverhale wat hulle saamgevoeg het. Nou kom hulle en hulle moet vir daai mense wat geglo het, ander gode het uit geweld geskep. Volgens die Enuma Elish het Marduk en Tiamat 'n geveg gehad. Marduk is manlik, Tiamat is vroulik. Marduk kap haar in twee. Hy maak met haar onderlyf die aarde en met haar bolyf die hemele. Dis wat hulle geglo het. Daar bestaan nie 'n heidense skepingsverhaal wat nie 'n oorsprong het in geweld nie. Al hulle skepingsverhale in geweld. Wat maak God uniek? Geen geweld nie. Hy spreek en dit bestaan. Waarom? Want hy's 'n God van vrede. Daarom was dit belangrik om vir hulle te wys, hierdie Messias, hierdie Christus, hy's nie net die verlosser nie, hy's ook die skepper, maar hy het nie uit geweld uit geskep nie. En wat doen hulle wanneer hulle hierdie aspek uitlig? Hulle vertel hulle Christus is die verlosser, maar ook die skepper. Wat het daai twee in gemeen? Twee kante van die Sabbat muntstuk. So, Eksodus 20 gebruik daai woorde, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. So uit die aard van die saak 'n refleksie na die Sabbatgebod. Dan Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Nou hierdie ek persoonlik glo, dis wel deur Paulus geskryf, as baie teoloë wat sê dit is nie, en hulle het hulle redes, is 'n ander inleiding, hy identifiseer homself altyd in al sy ander briewe, in hierdie geval het hy nie, maar hy skryf vir 'n gehoor wat nie mal was oor hom nie. Hy het hulle verloon, hy het dan nou 'n Christen geword. So daar's motiverings waarom hy 'n ander benadering sou volg, maar kyk hoe hanteer hy sy inleiding. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So waarop lê hy hier klem? Op Jesus as die skepper. Kyk nou waartoe gaan hy volgende, hy sê, hy wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Wat beteken dit dat hy die reiniging van ons sondes bewerk het? Dit beteken hy is die verlosser. So jy kry skepping en verlossing binne die eerste 3 verse van Hebreërs. Weereens daai twee aspekte van Christus wat onafskeibaar is van die Sabbat ook, want is die twee motiverings vir die Sabbat. Hy gaan dan aan, hy sê, hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, en so lei hy in na die res wat hy vir die Hebreërs wil vertel. So, Jesus se disippels het geleer dat Jesus die skepper en ook die verlosser is, die twee aspekte wat die Sabbat na toe wys. So, wat kan ons sê oor die geldigheid van die Sabbat? As Jesus 'n navolger self die Sabbat onderhou het, en ander geleer het om die Sabbat te onderhou, en self verkondig het, dat Jesus die skepper en die verlosser is, waarvan die Sabbat 'n teken is, dan bevestig dit die geldigheid van die 7de dag Sabbat, selfs na Jesus se dood en sy opstanding. Nou, wat is 'n seël? Hier moet ons gaan na die universele gebruik van seëls in die antieke tyd. 'n Seël was iets wat vir jou gewys het dat 'n dokument autoriteit het. Baie keer was dit op die ring gewees, en dan druk hulle dit dan so op die gesmelte was, op watter formaat hulle dit ook al wou doen. Maar daar is spesifieke eienskappe aan 'n seël. 'n Seël het min of meer so iets gelyk. Nou, wanneer dit 'n ronde seël is, dan lees jy hom altyd van die 12 uur punt af, kloksgewys rondom. Nou hierdie seël sê, Franciscus et Maria, DGRR, Francor Scott Angel et Hiber. Dis Latyns. Nou, Franciscus, is die naam Francis, of dan nou Franciscus, as jy hom so wil hou, et en Maria, die voornaam Maria. Dan sê hy, DGRR, Deo Gratia Rex Regina. Deo, God, Gratia, genade, met ander woorde, deur die genade van God. Rex, koning, Regina, koningin. Deo Gratia Rex Regina, deur die genade van God, koning en koningin, en dan die grondgebied.
Frankor, dis Frankryk, Skot, Skotland, Angel, Engeland, et Heber. Heber is die antieke naam vir wat ons vandag ken as Ierland. So wat is hulle? Franciscus en Maria is koning en koningin van Frankryk, Skotland, Engeland en Ierland. En hulle was. Hierdie is 'n letterlike geskiedkundige seël, maar die twee van hulle het nie baie lank daar regeer nie, skaars meer as 'n jaar toe hy oorlede. So, dis 'n teken dat 'n dokument autoriteit het, dis waarvoor 'n seël gebruik word. En is om geldig te wees, moet 'n seël daai 4 elemente hê. Die naam, in hierdie geval van Franciscus en Maria, die titel, koning en koningin, en dan 'n grondgebied, in hierdie geval Frankryk, Skotland, Engeland en Ierland. Nou is daar enige iets in die Bybel wat selfs net min of meer lyk soos dit wat hulle universeel in die antieke wêreld erken het, as dit wat autentiek is, wat wys, hier is 'n seël van God. Want in 6 dae het die Here, dis sy naam, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, dis die grondgebied, gemaak. So wat is sy titel? Skepper. Hy voldoen aan al 3 vereistes om geïdentifiseer te kan word as die seël van God. En daar's niks wat eers naastenby naby dit kom nie. Al 3 elemente in een aspek. So, Sabbat is die seël van God as skepper en verlosser. Dit wys hy is die ene wat ware autoriteit oor hierdie planeet het. En dit is beide 'n toets van gehoorsaamheid en 'n teken van verhouding. Ek weet vir van u gaan dit vreemd wees, miskien gedagtes wat u nog nie meer gekonfronteer is nie, maar soos in al die vorige lesings, gaan doen nastudie oor hierdie aspekte. En onthou, almal van ons kom na die teks toe met sekere vooroordele. En ons moenie ons vooroordele in die teks inlees nie, ons moet uit die teks uithaal wat die teks vir ons sê. So, die boekie, die seël van God, is vrylik beskikbaar daar agter. Neem een. Alles wat ek hier beskryf het, miskien nie noodwendig in dieselfde hoeveelheid detail nie, is in die boekie. Die boekie gaan ook sekere elemente bevat, aspekte bevat, wat ek glad nie hier genoem het nie. So maak 'n studie daarvan, en doen dit bidend, dat die Here jou lei, en vir jou vertel, wat die waarheid van die woord is, wat die seël van God is, en ook, wat die Sabbat beteken vir ons as gelowiges vandag. Môre, ongelukkig nie van die publieke lesings nie, gaan ons doen gedagtes oor die hel, maar voordat ons afsluit vanaand, wil ek net vir leraar Roland vorentoe roep, dat hy vir ons die slotgebed kan doen, en ook net vir julle kan groet. Baie dankie. Ons dierbare en almagtige Hemelse Vader, liewe Here, baie, baie dankie vir u hand van leiding deur hierdie 2 weke. Here, dankie dat u mense se harte aangeraak het daar buite, dat hulle die behoefte gehad het om hierdie lesings te kom bywoon, om te kom luister. Here, en ek vra dat u in besonder met elkeen van hulle sal wees. Here, ons weet dat dit kan baie verwarrend wees, daar's baie inligting, maar Here, lei u hulle op daardie regte weë. Dat hulle by die huis gaan kom, dat hulle ondersoek gaan doen, dat hulle tot die besef kan kom wat u van hulle verlang. En wees u met hulle, Here. Liewe Here, baie dankie vir een en elkeen se hulp wat hulle aangebied het hier tydens hierdie 2 weke uitreik. Ons waardeer elkeen opreg, liewe Heer. Baie dankie dat alles so goed afgeloop het. Here, want ons weet die duiwel is so listig, hy sal alles probeer om enige poging wat aangewend word om hierdie evangelie boodskap te gaan uitdra, dit in die wiele te ry. Maar ons weet ons dien 'n lewendige God, 'n groot God, wat almagtig is. En ons hoef nie bekommerd te wees nie. So Here, baie, baie dankie. Dankie vir al u liefde. Dankie vir al die seëninge wat ons ontvang, sonder dat ons
een daarvan verdien. Dankie vir 'n geleentheid. U woord kan uitdra na buite. Wees nou met elkeen, liewe Heer, daar waar hulle vanaand gaan huis toe ry, dat hulle veilig by hulle bestemming sal uitkom, dat hulle 'n rustige nagrus sal hê. Dankie vir Eben, liewe Here, vir die gawe wat U hom gegee het, om hierdie pragtige boodskappe met almal te kan deel. Baie dankie vir al die liefde. Seën ons, liewe Heer, en help ons om nooit op te hou om U woord, daardie boodskap van liefde aan hierdie wêreld kan uitdra nie. Help dat ons liggie so sal skyn dat dit 'n verskil in iemand se lewe kan maak. En hulle besluit maak om U te volg. Dis my gebed in die liefdevolle naam, Heer. Amen.